het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus. Of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van sake dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word reg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As hier by mekaar is vandag, Here, dan weet ons, ek wil u in die oë kyk, ek wil nie my kop wegdraai nie, ek wil nie ander pad kyk nie, ek wil u sien soos wat u aan daardie kruis gehang het, en weet, dit was ook vir my. Dankie vir u genade, dankie vir u sorg, dankie vir u lyding, dankie vir u liefde, aan u behoort die koninkryk tot in ewigheid. Amen. Die 6de uur, en duisternis het oor die hele aarde toegesak, tot die 9de uur. Die son is verduister, die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Voordat ek luister na u woord, Here, sluit ek my oë op hierdie oggend. Wanneer ons begin kerk hou, is ongeveer 1 uur na u 9 uur, wat u aan die kruis vasgespijker is. Teen 10 uur se kant, Here, het u al 1 uur geworstel, 1 uur gehang, 'n uur met moeite probeer stry. Teen 10 uur se kant, Here, was die eerste dors waarskynlik al daar. Die vlee om die kop. Die spottende soldate onder. Het was nie vir u maklik nie, Here. En dit weet ek vandag. Daarom as ek nou tot u bid, is daar 'n dankbaarheid in my hart, wat ek nie kan verduidelik nie, Here. U het u lewe gegee vir my. As ons vanmôre hier opstaan, weet ons ook dat dit wat ons in ons hande hou vassit, met ons mond geëet en gedrink het, maar net 'n simbool is, net 'n teken van dit wat ons regtig ontvang het. Help my, Here, om werklik te sien hoe groot dit is wat ek by u gekry het. Amen. Altyd wyd oop om vrede te bring vir elke persoon wat 'n krisis gehad het. Arms wat wyd oop is vir nood, arms wat wyd oop is vir seer, arms wyd oop gesper met 'n uitnodiging. Kom bring jou probleme, kom bring jou nood. Kom bring die goed waarmee jy worstel, kom bring die goed waarmee jy stoei. Ek is hier. Ek is in die middel van jou storm. Ek weet waardeur jy gaan. Ek is hier om 'n verskil te maak. Ek is hier om uitkoms te bring. En wanneer hy in mense se lewens opgetree het, was dit altyd lewensveranderend. In Matteus 11 hoor baie mense, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. My juk is sag en my las is lig. Vir 'n vrou by die put in Samaria sê hy, ek sal vir jou water gee wat jou nooit weer dors maak nie. Vir 'n groep Jode net daarna sê hy in Johannes 7,
As iemand dors het, laat hy by my kom drink. Vir 'n skare wat gevoed word met 2 visse en 5 broodjies, sê hy, ek wil vir jou kos gee, wat jou nooit weer honger maak. In 3 jaar se tyd het mense gewoond geraak aan die rabbi met die oop arms. In 3 jaar se tyd het mense hom gedurig op hulle horisonne gesien. En die nuus het vinnig versprei van hierdie vreemde rabbi, hierdie vreemde rabbi van Nasaret, wat ook mense liefhet, wat jy gewoonlik nie liefhet nie. Want so het hy gaan stilstaan by elke mens wat 'n gebrek gehad het. En dit het die ander mense laat frons, vir al die fariseërs, want mense in daai tyd, blindes, lammes, krepeles, dowes, stommes, was gesien as mense wat gestraf word deur God. Iewers het jy iets verkeerd gedoen, of jou ouers, of jou grootouers. Dis die wat jy so lyk. En dan gaan staan hy stil by hulle, en hy verander hulle lewens. Hy gaan staan by blinde Bartimeus, die blinde Jerigo bedelaar, wat op straathoeke sit en vuil is. Ander mense trap op hom, Jesus gaan staan voor hom, en hy verander sy lewe. Hy gaan na 'n spulmelaatses toe, wat anders sê, wyk weg, hy gaan vat aan hulle, hy maak homself onrein, hy verander hulle lewens. Een kom sê, dankie, die Samaritaan. 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly vir 12 jaar lank, kom raak aan die soem van sy kleed. Dit maak hom weer onrein. Sy hoor, dogter, jou geloof het jou gered. Hy sien die besetene van Gadara raak, wat met sy demone tussen grafstene bly en homself met klippe kap, ou wonde en nuwe wonde. Hy stink, almal hardloop weg. Jesus gaan nader. Uiteindelik, nadat 'n spul varke by 'n kraans af is, vol bose geeste, kom die man en sê, moet my nooit wegstuur nie, ek wil by u bly. Hy eet saam met tollenaars, hy vier fees saam met sondaars. Hy kry die naam vraat en wynsuiper. Die een tollenaar, Matteus, volg hom, hy word 'n disipel. Die ander een met die kortmannetjie syndroom, hooftollenaar in Jerigo, Saggeus, klim uit die vyeboom uit, en Jesus gaan by hom tuis. Ook sy hart verander. Die helfte van sy goed gaan na armes toe, en as hy iemand ingeloop het, vergoed hy hom 4voudig. Die vrou by die put in Samaria, wat al 5 mans gehad het, by die 6de een bly, word nader geroep en gesê het, ek is hier, ek is vir lewende water, ek kan jou lewe verander. Sy gaan terug, 'n hele dorp word gered. 'n Kanaanitiese vrou in die streke van Tyrus en Sidon waag dit naby hom en sê, my dogter is vrot van 'n bose gees, asseblief help. Aanvanklik klink dit asof hy sy rug draai en hy sê, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, Here, hierdie hondjies sal krummels vreet. Ook sy hoor, jou geloof het jou gered. 'n oorspel vrou word voor hom neergegooi. Dis harde hande wat haar hanteer. In die een hand gryp hulle haar, in die ander hand 'n groot klip, gereed om haar te stenig. Sy verdien dit. Sy hoor, gaan en sondig nie meer nie. Terwyl die klippe uit hande om haar val, nie op haar nie, terug grond toe. Want niemand was sondeloos genoeg om 'n klip te gooi nie. Wat gebeur met hierdie man van Nasaret, met sy oop arms wat sê, kom bring jou las, kom bring jou seer, kom bring jou nood. Wat gebeur? Wat gebeur as jy mense op 'n ander manier liefhet, as dit wat hulle gewoond is om te kry?
dinge verander. Daar's nie oordeel nie, daar's genade, daar's geduld, daar's vergifnis, daar's aanvaarding. Die etikette word van hulle nekke afgepluk. So lief het God die wêreld gehad, en 'n man met die naam van Jesus kom wys hoe hierdie liefde lyk. Maar dan loop die tyd vir hom uit. Hoekom? Want die wêreld het nie van hierdie tipe liefde gehou nie. Die wêreld was nie gereed vir sy liefde nie. Die wêreld hou nie van vergifnis nie. Die wêreld hou nie van geduld en lankmoedigheid nie. Die wêreld hou nie van hande wat nader trek in plaas daarvan om weg te stoot nie. Die wêreld hou nie van nuwe geleenthede en tweede kansse nie. En daar word 'n besluit gemaak om hierdie man te elimineer, om hierdie liefde stil te maak, om sy stem vir ewig stil te maak. So laat een Vrydagmiddag op die koppie net buite Jerusalem, hulle noem dit Kopbeenkoppie of Golgotha in Aramees, sou jy 3 kruise sien staan. Daai dag was daar net 3. Rome het baie keer meer kruise daar gehad, baie keer tot 50, elke kruis met iemand aan. Maar op die betrokke Vrydag net 3. En as dit laatmiddag is, sou jy agterkom daar's 'n geskarrel, want die tyd loop uit. Dis na 3 uur die middag en teen 6 uur, oor 'n paar ure breek die Joodse Sabbat aan. Dan mag daar niemand meer aan die kruis wees nie. Daar's 'n gespartel in die buitenste 2 kruise, sien jy. Want die misdadigers wat daar hang, se bene is so pas gebreek, sodat hulle kan versmoor en klaar kry. Die tyd is min. Die liggaam moet dood wees, as jy hom van die kruis afhaal. Maar dan skuif jou fokus na die middelste kruis toe. En jy kom agter, daar's nie meer beweging nie. Die kop hang vorentoe. Hy is al dood. Jy sien, hy sterf vinniger en vroeër as die ander 2, want sy liggaam was meer stikkend. Hy was meer verniel as hulle. Hy is saam met hulle 9 uur die oggend gekruisig. 6 ure later het hy sy laaste asem uitgeblaas. Kyk jy op, sien jy bo sy kop, is daar nog 'n bord wat gemaak is, 'n teken. Op die bord staan geskryf in Grieks en Latyn en Aramees, sodat almal kan verstaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Eintlik moet jy dit nou verander. Jy moet eintlik byskryf, hy was Jesus van Nasaret, koning van die Jode. Want hy's dood. En baie mense sou wonder, maar wat het hy hier gemaak? Hoe het hy hier geland? Was dit nie Jesus wat kindertjies geseën het nie? Was dit nie Jesus wat mense lewendig gemaak het nie? Was dit nie die Jesus wat 'n blinde laat sien het nie? Wat maak hy op 'n Vrydag aan 'n kruis en hy hang tussen laagklas misdadigers en hy word behandel soos 'n laagklas misdadiger? Miskien sou sommige mense geskok gewees het. Anders sou die prentjie van gehou het. Dis waarna hulle uitgesien het. Dis waartoe hulle gewerk het en beweeg het. Veral die priesters was opgewonde. Hoekom? Want baie van hulle was Sadduseërs. Die hoofpriester op hierdie stadium, Kajafas, was 'n Sadduseër. En die Sadduseërs het nie geglo in lewe na die dood nie.
paar dae gelede het Jesus vir Lazarus opgewek. Lewe na die dood. 'n paar sadiseer gesigte rooi aan die een kant, van woede aan die ander kant, van verleentheid. En dan die plan, hy moet stil gemaak word. Want hy ontwrig ons lewens. Hy maak alles deurmekaar. Hy krap alles om. Dis hier waar hulle begin saamwerk met Judas en alles val in plek. Een van sy eie, een van sy naby disippels kom in die nag en sê, ek het 'n voorstel, ek het 'n aanbod. Maak jou prys. 30 munte sal doen, dankie. 30 silwer munte. Nie sommer 'n prys wat hy ophaal en 'n prys wat hy self maak nie. 30 silwer munte is wat 'n slaaf in daai tyd gekos het. As 'n mens lees in Eksodus 21, dan staan daar geskryf, as jy 'n bees het wat gevaarlik is, en jy sal gewaarsku oor hierdie bees van jou wat ander mense aanval, en hierdie bees val 'n slaaf aan van iemand, en hierdie bees maak hierdie slaaf dood, moet jy die eienaar van daai slaaf 30 silwer muntstukke betaal. Die prys van 'n slaaf. Judas sê is reg. Ek vat die 30 sikkel silwer. Ewe skielik word hierdie Jesus iemand wat gevolg is as 'n rabbi, wat uitgelewer word as 'n misdadiger, wat verkoop word as 'n slaaf. Die dinge val in plek, die dinge loop mooi, die radwerk beweeg en teen 9 uur Vrydagoggend word die doel bereik. Stikkend geslaan, ook met die vuis in die gesig, hang hulle hom uiteindelik aan die kruis op. En nou gebeur daar vir my 'n mooi ding in die Bybel. Nêrens in die 4 evangelies lees jy hoe stikkend hy was nie. Nêrens kom hierdie mense en skryf neer presies hoe sy oë opgeswel was en sy lip stikkend was, hoe die doringkroon hom gekrap het, hoe stikkend sy rug was nie, nêrens. As mense is ons vandag sensasie bewus, ek dink ons sou wou weet. En die ouens wat fliek maak vandag, kyk maar na buite Bybelse bronne wat lankal na die tyd eers geskryf was, om hom regtig bebloed uit te beeld, maar nêrens lees jy in die woord van hoe verniel hy regtig was nie. Want dit maak nie saak nie. Want daar was op pad om iets te gebeur, wat presies gewys het wie hy was. Hier hang hy toe aan die kruis, en kan jy nou meer? Die arms alweer oopgegooi. Jesus van Nasaret, met die oop arms. Weliswaar hierdie keer met spykers aan 'n houtkruis vasgespyker, maar weer eens met oop arms, en toe kom hulle, die wat hulp nodig het, die wat nood beleef. Hulle staan nie onder die kruis nie. Hulle hang langs hom. Jesus met die oop arms het 'n laaste ontmoeting. Was 'n hele versameling mense wat altyd van hierdie oop arms gebruik gemaak het, was dit nie? Van oorspelvroue tot tollenaars, sondaars, misdadigers. Daar word een by die lys gevoeg. Gewoonte misdadigers, waarskynlik moordenaars, want dis hulle wat gewoonlik aan die kruis gehang het.
Die eerste een begin spot. As jy die Messias is, as jy die gesalfde is, die Christus, red jouself en red ons ook. Maar dan kom die ander ene. En so boor die man in die middel, veg hy die ander ene aan en hy sê, jy kan praat, ons is in dieselfde bootjie. Maar God jou nie straf nie, jy kan praat, ons hang ook hier. Maar in sy geval het hy niks verkeerd gedoen nie. In ons geval is dit 'n bietjie anders, my maat. Spyker op die kop. Jesus in die middel. Arms wyd oop. Selfs in sy sterwensoomblik lyk hy soos wat hy altyd gelyk het terwyl hy geleef het. Kom na my toe, julle wat moeg en oorlaai is. Wat hom betref, sê die man, hy het niks verkeerd gedoen nie. Eintlik is dit nie waar nie. Jesaja 53 het 'n profesie wat op hierdie oomblik vervul word. Daar staan in Jesaja 53 geskryf, vers 12, hy sal soos 'n misdadiger behandel word, omdat hy almal se sondes op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Hy hang daar as 'n misdadiger nie oor sy eie skuld nie, maar ons almal se sondes. Basta, sê die man, langs hom. Hierdie Jesus wat as rabbi gevolg is, as misdadiger uitgelewer is, as slaaf verkoop is, hy het niks verkeerd gedoen nie, en dan die mooiste pleidooi. Dink net aan my. As u vandag in die paradys kom, die ewige tuiste, u woonplek, dink net aan my. As jy ooit 'n gebed wil bid, wat werklik kragtig is, hier is dit. Here, dink net aan my. Hy sê nie, red my, was my skoon, maak my rein, vergewe my nie. Dink net aan my, een gedagte van u oor my, is meer as genoeg. Dis waar. Op Golgotha lyk Jesus se dood soos sy lewe. Selfs terwyl hy sterf, trek hy nog een nader. Selfs terwyl hy sterf, begenadig hy nog 'n persoon. Selfs terwyl hy sterf, word daar vir hierdie mens gesê, ek sien jou 'n bietjie later. Selfs in hierdie oomblik kry jy met sy liefde te doen, wat verder gaan as enige grens. Wat gebeur hier voor ons oë? Die volmaakte offer van sy liefde speel voor jou af. Sy liefde wat nie sin maak nie. Sy liefde wat altyd meer gee as wat jy vra, sonder hierdie oomblik op Golgotha, sonder hierdie lyding, sonder hierdie vernielde liggaam, sonder hierdie dorswete, sonder hierdie bloed wat vrymaak, sou daar 'n punt agter God se liefde gewees het. Maar op hierdie oomblik word die Here se liefde onbegrensd. Daar is nie 'n punt nie. Hier in sy lydingsnood word die ware omvang van sy liefde sigbaar. Daarom kan hy sê, dit is volbring. Dis afgehandel. Dis genoeg.
Het jy geweet, 'n hart kan praat. En daar's nêrens beter as Golgotha om te hoor hoe klink 'n liefdevolle hart nie. Al lewer jy my uit, al verloon jy my, al verraai jy my, al verkoop jy my, al vind jy my onskuldig skuldig, al verniel jy my, al slaan jy my, al spoeg jy my, al kroon jy my met 'n doringkroon, al spot jy my, al slaan jy my in my gesig, al hang jy my op teen 'n kruis en kap met dik spykers deur my hande, al dobbel jy my klere weg onder my. Ek sal jou lief hê. Ek sal selfs op hierdie oomblik vir God vra om jou te vergewe, want jy weet nie wat jy doen nie. Ek sal in jou plek sterf. Ek sal jou sondes met my lewe betaal. Ek sal namens jou ter helle neerdal. Die mooiste evangelie oor verskroeide lippe. Daar op Golgotha sien ons hom toe weer, soos wat ons hom altyd leer ken het. Jesus met die oop arms, oop vir nood, oop vir seer, oop vir soekendes. En kom ek vertel vir jou, hierdie liefde ruk diep. Dit ruk jou tot in jou binneste. Dit ruk jou tot besinning. Dit oorrompel, dit oortuig. Dit bring ons in beweging. Here, dink net aan my. Voor jou staan of hang die Rabbi met die oop arms. Amen. Geliefdes, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê ons moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons ook vandag die nagmaal. Een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof verseker die Here om ons met hierdie tekens van brood en wyn, van gemeenskap met God en met mekaar. Die nagmaal verseker ons daarvan dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig ons ook ons hoop op die feestelike hemelse maaltyd, saam met God vir ewig en al die gelowiges. Ons behoort ook hier al vir ewig aan God. En daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is nie die een wat was en wat is nie, maar ook sal wees. Hier word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Hierdie brood en wyn bind ons ook aan mekaar. Die liefde wat God skenk, bind ons aan mekaar. Daarom ondersoek ek myself eers, voordat ek van hierdie brood en hierdie wyn drink, en vra ek myself af of ek bereid is om deur my doen en late hierdie band van liefde te versterk. As mens is ek bewus van my sondes, en ek het daaroor berou, omdat die Here my vergewe het, mag ek deel hê aan sy feesmaal. Wanneer ons vandag hier uitstap, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg ander ook uit dankbaarheid so. Here, ek is die een wat vandag by u tafel kom aansit. Ek is die een wat vandag die tekens ontvang en dit saam met medegelowiges eet en drink.
Ek is die een wat vandag dankbaar is oor u volmaakte offer. Ek is die een, Here, wat vandag byna nie kan glo dat wat u vir my gedoen het, my lewe so verander het nie. Ek is vandag die een wat nooit sonder u wil wees nie. Ek is die een wat dankbaar is dat eenvoudige woorde, dink net aan my. Die Rabbi met die ope arms, ook in my lewe, kom eer. Dankie dat u vir ons goed is. Dankie vir u seën, dankie vir u hulp, dankie vir u troos, dankie vir u nadertrek. Dankie vir u genade. Amen. Geliefdes, kom sien en smaak dat die Here goed is. Die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap in die liggaam van Christus. Neem eet, doen dit tot sy gedagtes. Die beker van danksegging waaruit ons almal drink, dui op die gemeenskap in die bloed van Christus. Neem eet, drink ook hiervan, doen dit tot sy gedagtenis. Totdat hy terugkom. So dikwels as wat ons van die brood eet en uit die beker van die Here drink, doen ons dit in genade, totdat hy terugkeer. Die wat aan die tafel sit, kan die tekens nou gebruik. Die centurio wat gesien het wat gebeur het God geloof en gesê, waarlik, hierdie man was onskuldig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar gekom en gesien het wat gebeur het teruggegaan terwyl hulle op hulle bors slaan. Al sy kennisse en ook die vrou wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan en hierdie dinge gesien. Terwyl ons hier bymekaar is, kom ons sing lied 303. Eet die brood en drink die wyn. Glory
Geliefdes, is daar enige persoon is wat by die tweede tafel hier wil kom aansit, kan jy so lank vorentoe beweeg? Anders deel ons nou die sakramente, die tekens van wyn en brood aan die uit. Ek herhaal weer, ek hoop jy hoor my in die saal, die ligte vloeistof is die wyn en die donker vloeistof is die druiwesap. Kan ek net vra enige persoon in die bank wat graag die beker wil gebruik, net vir my opsteek met die hand? In die saal, graag die beker wil gebruik, net opsteek met die hand? Ek sien niks nie. As daar iemand is en hulle soek die beker, wil weet vir my net. En kyk, daar was ook 'n man met die naam Josef, 'n lid van die raad en 'n goeie regverdige man. Hy het nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hy was afkomstig van die Joodse dorp Arimatea. En hy het uitgesien na die koninkryk van God. Hy het na Pilatus gegaan en Jesus se liggaam gevra. Nadat hy die liggaam afgehaal het hy dit in linnedoeke toegedraai en hom neergelê in 'n rotsgraf waarin daar nog nooit iemand neergelê was nie. Dit was die voorbereidingsdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met hom uit Galilea gekom het hom gevolg en die graf gesien en ook hoe sy liggaam neergelê is. Daarna het hulle teruggekeer huis toe en geurende speserye en reukolies gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus soos die gebod voorskryf. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle het toe ontdek dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry. Die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap in die liggaam van Christus. Neem eet, doen dit tot sy gedagtes. Die beker van danksegging waaruit ons almal drink, is die gemeenskap in die bloed van die Here. Neem, drink almal daarvan. So dikwels as wat ons van die brood eet en uit die beker uit drink, verkondig ons sy dood totdat hy terugkeer. Hemelse Vader, ek hou die tekens vas in my hand en ek proe die wyn of die sap op my lippe. Vir my is hierdie oomblik kosbaar. Ek ervaar met my sintuie die gebreekheid van u liggaam en die kosbaarheid van u bloed. Laat dit tot in ewigheid my lewe vul, Here, met 'n vrede en 'n vreugde en 'n dankbaarheid sonder grense. Laat u wil in my lewe geskied. Amen. Ons sluit af met 'n lied wat ons die afgelope paar weke leer sing het. Ons sing op hierdie oggend van 'n God geseënde kruis. Mag dit waar wees in jou lewe.
sy kronkelpad, mag my liefde kwyn en my hart verhard in die duisternis. Sal my oë steeds rus op die God geseënde kruis. Toe die bloed moes vloei, daar op Golgotha, het hy al ons sonde op hom gedra. Die verlosser Heer het my skuld betaal aan die God geseënde kruis. Halleluja, het opgestaan, die dood oorwinning alles nie gemaak. Voor die alleen het my hele lewe neer, Jesus Christus koning Heer. In die donker graf is die dood gevreed, op die derde dag het lewe weer gebreek. Die verheerse Heer sy oorwinning wys na die God geseënde kruis. Halleluja, het opgestaan, die dood oorwinning alles nie gemaak. Voor die alleen het my hele lewe neer, Jesus Christus koning Heer. Ontvang die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen bly wees. Amen. Die kerkraad gaan net omkom. Ons vat net leeg glasies terug, nie half geëet.